Baie welkom by Sondag tot Sondag en ons kyk gewoonlik in hierdie podcast na wat tussen die twee Sondae gebeur. So hierdie week het ons soos beloof 'n spesiale gas. Ons het vir Stephanie Jacobs wat vandag saam met ons is en dit is vir ons 'n groot voorreg om vir Stephanie hierso te hê. Sy preek Sondag ook by ons gemeente, so dis juist hoekom sy hierso is. En ook kom sy uit ons gemeente uit. So dit is nog 'n ekstra groot voorreg. Baie welkom Stephanie. Dankie Pieter, dit is my baie lekker om vandag saam met jou hier te kan wees en te kan gesels oor wat Sondag gaan gebeur. Dit is regtig great. So okay goed. Jy was nou vandag, jy het 'n besige dag gehad. Vandag saam met ons. Ons was eers by die Bybelstudie gewees en toe het ons daarna die YouTube preek opgeneem en nou is ons besig om 'n podcast op te neem. Ja. Maar dominees werk net op Sondag, nee. Nee, ek leer dit. So dis baie lekker om jou hier so te hê. Vertel gou vir ons 'n bietjie van jouself. Waar is jy nou op die oomblik? Wat doen jy? Daai tipe dinge. Okay, soos wat Pieter nou klaar gesê het, ek kom oorspronklik van Centurion af en ek is gebore en gedoop in NG Vera Park. So om hier te kan sit as 'n finale jaar teologiese student om die te kan preek by julle is vir my ongelooflik spesiaal. Dit is spesiaal. Dit is 'n groot voorreg. Sy was in my toe ons dit nog belydennisklas genoem het. Was Stephanie in my belydensklas gewees. Ja, so en ek het ook nou vir Pieter gesê ek dink hy het 'n baie groot rol vir my gespeel baie dankie. in my godsbeeldvorming en my eventual besluit om teologie te gaan swaat. Dankie man. Ja, dit is wonderlik. Sy het ook opgemerk nou toe sy na die foto's op ons muur kyk dat ek op 'n stadium nog hare gehad het. Wat ek nou nie meer het nie. Maar ja, way back when. Ja, so kort uit. So as ons kyk in Sondag tot Sondag, kyk ons bietjie na die temas waaroor ons gesels het. Ons kyk bietjie na die vorige erediens en dan na die diens wat kom. Maar natuurlik in die kerk werk ons ook nie net, dis nie net Sondag en Sondag nie. Ek dink ons praat eintlik van, hulle noem dit coram deo, soos om voor God te leef en wat tussenin gebeur, wat gebeur nogal in die krake van die lewe. So dit is baie lekker. Wat nou laasweek gebeur het by ons is Morney moes sy sussie se kind gaan doop, sy peetkind gaan doop by Wilgespreid. So dit was ek dink 'n baie spesiale geleentheid vir hulle familie gewees. So hy was toe nou nie by die kerk nie en by ons het ons toe nou vir Marna gehad wat die afkondigings vooraf doen. Jy sal nou sien, jy was nou, ek dink lanklaas in ons gemeente baie gewees. Lanklaas. Maar so die dinge is dalk nou 'n klein bietjie anders. Ons doen nou dit dalk bietjie soos die hervormers, dat jy iemand het wat as hulle terug vroeër optree en dan oorgee aan die prediker van die dag. So dit was baie lekker geweest om vir Marna te hê wat vooraf die voorsang doen en die afkondigings doen en net iets van die vreugde van gemeente wees ook te kan deel. So dit is baie lekker geweest. En ek dink wel dis 'n tema wat in jou teks ook voorkom, maar in die teks van Genesis 45 is juis oor vergifnis. Wat ek nogal 'n bietjie van 'n persoonlike storie gedeel het in terme van familie. Kyk, families is mos maar altyd interessante goed. Maar 'n baie positiewe ding wat vir my die afgelope maand of wat gebeur het, is ek ken my neefie aan my pa se kant het nogal baie meer kontak met mekaar deesdae. Waar ons lanklaas eintlik met mekaar gesels het. So ons praat nou daagliks op WhatsApp of op Instagram en sulke stuff. So dit is baie lekker en is half eintlik so 'n tipe van 'n versoeningsverhaal vir my wat nogal besonder is. So dit is iets wat nogal naby aan my hart leef op die oomblik en ek en Grant gesels lekker en chat lekker met mekaar. So dis my beautiful. Ek is bly, Ek geniet, dankie. So dit is so ietsie persoonliks, maar ek dink net om iets te sê van hoe hierdie goed in ons lewe kan posvat, hoe vergifnis in. Ek gaan jou nou nie op die spot sit en vir jou sê wat moes jy vergewe nie. Maar ek dink almal van ons het maar goed wat ons in ons dra in terme van vergifnis of in terme van verhale wat ons dra, wat ons besef ons het nodig om na te kyk.
Ja, ek dink, ekskuus, ek het myself nooit eers heeltemal klaar voorgestel nie, O, maar sorry, ja. ek werk ook by 'n kinderhuis O, vir yes. die mense wat luister wat nou nie weet nie. Ja. En die tema van vergifnis is iets wat ek dink baie daar ook O, wow, ja. voorkom of dalk eerder lack of Ja. want vir groot mense is vergifnis moeilik en nou Ja. sit kinders met goed wat aan hulle gedoen is en mense wat hulle verwaarloos het Yes. en mishandel het en nou word daar van ons gevra om hulle te begelei deur so 'n proses waar hulle moet vrede maak met hulle verlede en om aan te beweeg met hulle nou mense vergewe of ja en dit is ek dink 'n moeilike Dit is 'n moeilike moeilike aas. taak. Ja, Ja. dit is 'n groot vraag. Okay, wat is die goed wat jy agtergekom het wat vir jou die grootste rol speel in hierdie proses van vergifnis met die mense met wie jy werk? Ek dink dit is nie noodwendig wat dis nie waar hulle is in hulle journey op die oomblik nie, maar ek kan as 'n buitestander half sien dat God nodig is. Daar gaan nie vergifnis of versoening in hulle harte plaasvind of hulle gaan nie vrede maak met hulle self en hulle verlede as God nie op een of ander manier vir hulle lewendig is in hulle lewe nie. En baie van die kinders wil nie noodwendig al oor God praat nie. Ja. Want met alles wat gebeur het en al die seer wat hulle ronddra, vra hulle nou maar waar was God gewees? Ja. Presies. Ja, presies. En dit is ek kan nie vir hulle dit antwoord noodwendig soos wat hulle wil hê ek moet dit antwoord nie, want ek dink hulle wil 'n antwoord hê soos eintlik weet ek nie wat se antwoord wil hulle hê nie. Dit is 'n goeie vraag. Dink jy dis maar individueel? Dink jy daar's 'n universele ding wat jou mee help? Ek dink die moeilikheid van vergifnis is universeel, maar vir elkeen is dit tog persoonlik nog steeds. Hulle sit met hulle eie gevoelens en vir kinders of vir tieners, as jy 'n tiener is, voel jy mos maar nou jy's alleen in die wêreld. Ja. Ten spyte maak nie saak van wat met jou gebeur het nie, jy is alleen in die wêreld, niemand verstaan jou nie, niemand weet waar jy is in die lewe nie. En ek dink dit maak dit soos nog 'n laagie moeiliker. Maar ja, ek dink nie daar's iets wat ek kan pinpoint en sê hierdie is die magic bullet. Ja. Ek dink dit is maar 'n journey wat ek saam met elkeen van hulle probeer stap. Daar's amper 300 kinders tussen die twee kinderhuise, so dis onmoontlik vir my om met almal van hulle, maar daar's 'n paar wat ek mee stap in saam journey en waar ek al goeie vordering gesien het en groei gesien het en verhouding gesien het wat gebou is met die Here ook. Ja. So dis baie lekker om te sien, maar dis ook in 'n sin hartseer dat dit is. Dat daar so baie kinders is wat. En 'n ding wat ek nogal agtergekom het op 'n stadium toe ek by Witpoortjie stranddienste gedoen het ons baie in Melvin kinderhuis oorgebly. En dis gewoonlik hier so Desember vakansie en van die kinders bly by die kinderhuis, van die kinders gaan terug huis toe. En iets wat my nogal opgeval het is huis is altyd huis. Ja. Ongeag wat daar gebeur het, ongeag daai tipe goed is, veral vir mekaar, wanneer gaan jy terug huis toe? So dit staan nogal vir my uit in terme van mense het altyd daai lojaliteit aan waar jy vandaan kom. Wat vir ons as buitestanders baie moeilik is om te verstaan. Dit is baie moeilik om te verstaan. Want jy weet, okay, hierdie kind se ouers het dit en dit aan hom gedoen. Of hierdie kind is deur hierdie gesit onder die toesig van sy ouers. Ja. En nou wil hulle net met alle mag en krag teruggaan en jy probeer vir hulle verduidelik, maar dis nie 'n gesonde omgewing vir jou daar nie. Maar die ding is dis wat hulle ken. Ja. En ma en pa is altyd ma en pa. Ja. Dis 'n harde realiteit. Ja, soos jy nou gesê het, familie is familie is kompleks. Ja. Familie is kompleks. Baie. As ek jou op die spot kan sit. Nee. Go for I don't know if you knew this was coming. Apprehensive. Okay, is jy apprehensive? Jy hoef nie in die
detail spesifieks in te gaan van wat omstandighede was nie, maar wat help jou om te vergewe? Sjoe. Ek dink in my lewe is daar 'n paar mense wat my baie seer gemaak het. En my verloofde het op 'n stadium 'n ding gesê wat vir my baie waar is. As kind is dit maklik om te dink, okay, die mense groter as jy is so superheroes. En jy kyk op na hulle en hulle is hierdie mense wat niks verkeerd kan doen nie. Dan, as tiener, is alle groot mense hierdie demone wat net sleg wil maak, wat net wil verstaan nie, ja. En as jy self 'n groot mens word, dan ewe skielik word al die groot mense ook net mense. Yes. So vir my, iets wat my gehelp vergewe het, in 'n groot mate, dink ek, is om te verstaan dat almal net mense is. Ja. Dat almal met hulle eie drama en baggage en trauma sit. Ja. En jy kan nie mense noodwendig teen dieselfde standaard hou as wat jy jouself hou nie. En ons is gewoonlik kwaier op onsself, nee. Dit is moeiliker om onsself te vergewe. Ek weet nie, as ek ander moet hanteer, soos ek myself hanteer. Ja, jy sal niks maatjies hê nie. Nee, ek gaan nie vriende hê nie. Nee. Ja. Maar ja, so iets wat vir my gehelp het is om te weet, okay, almal is mense. Maar nie net is almal mense nie. Jesus het vir ons almal aan die kruis gesterf. Ja. En as hy iemand se sonde kan vergewe, of as God iemand se sonde kan vergewe, sonde is 'n moeilike ding om te praat. Ja, ek dink dis 'n podcast op sy eie, ja, nee. Definitief. Ja. Ek wil nou eintlik nie dit gesê het nie. Dis fyn. Maar as jy weer kom. As God mense kan vergewe. Yes. Want ek dink jy sal saam met my stem, mense is nie inherent, ek dink, altyd goed nie. Ons het baie sleg in ons het baie bad habits. Bad habits, as ons het bad habits. Ons het en ek dink selfsug, maar selfsug wat dalk gebore het is uit 'n survival instinct. Uit selfbehoud, dink ek. Ja. Maar in elk geval, so om te besef dat as God kan vergewe, en hy kon my vergewe, wie is ek om te sê, ek dink dis die grootste ding, nee. Ek kan nie vergewe nie. Dit is baie moeilik. En ek voel nie asof ek al dag, elke dag dit kan sê nie. Dit is so 'n moeilike ding om reg te kry. En ek dink veral in ons samelewing wat ons almal heeltyd dink ons is die uitsondering op die reël. Ek veronderstel om voor in die ry te wees, want jy verstaan nie wat's my situasie, maar almal van ons gaan deur situasies. En as ons dan net, ek dink daai selfde versagtende omstandighede vir ander wil gee, wat ons soms vir onsself toeëien, dan dink ek gaan die wêreld baie anders lyk. Maar ek dink vir my ook, om by jou aan te sluit, 'n groot ding is die vergifnis wat ek van God af gekry het. Wie is ek om dit van ander te weerhou? Yes. Wie is ek om ander genade te weerhou? Dit is 'n groot ding. Dit is, en ek weet nie, partykeer kyk ek vir myself in die spieël en ek soos, okay, jy weet daai simpel ding, mense so 'n bracelet gehad het wat sê soos what would Jesus do? What would Jesus do? Yes. En ek kry myself deesdae baie om dit te dink. Okay. Soos wel jy het nogal jy het nogal 'n free rein op die een, want dit kan wees om so met baie dodgy mense te eet, tot om tafels te flip, tot om mense uit te skel. Maar okay, goed, hoe bedoel jy dit? Ek bedoel, hoe sou Jesus mense om hom hanteer het? Ja. So, met die oog op... En wat is die goed waaroor hy kwaad geword het, en wat is die goed waarvoor hy genade getoon het? Ja. So met die oog op vergifnis, ek dink Jesus het aan die kruis gehang, en toe sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja. En
dan sit ons in 'n kar en 'n taxi sny jou af Nee. in die verkeer en dan wil ons uit ons kar uitklim en 'n fight begin. Presies dit. En dan dink ek by myself maar, okay, wat sou Jesus nou gedoen het in hierdie situasie of hoe kan ek meer wees soos wat ek dink hy dalk was in terme van sy genade vir mense en sy verstaan vir mense se omstandighede. Yes. Net daai voorbeeld van kyk, ek sit myself in ander mense se skoene. Ja. Ek probeer hulle ontmoet waar hulle ook is. Ja. As jy iemand in die supermark kry, weet jy nie of hulle 'n slegte dag het of hulle hond nou net oorlede is of as prins besig om jou lewe te wil jy's nie so belangrik nie. Nee, en ek dink baie mense operate so want ons elkeen se lewe gaan maar oor jou en jou gesin en jou familie. Maar net om uit 'n plek van verstaan uit te leef en te beweeg en te wees soos okay, iemand se slegte dag of se slegte houding is nie 'n direkte weerspieëling van my nie, maar dis dalk maar net 'n slegte dag. Dis dalk net 'n slegte dag. Ek sit nou en dink terwyl jy so praat, ek goed, en dis ook nou nie 'n naam van 'n boek wat ek op hierdie tipe podcast kan noem nie, maar The Subtle Art of Not Giving A van Mark Manson, wat ook sê waar jy, ek dink Rob Bell het daai mooi verwoord van waar ek my energie spandeer. Yes. Gaan ek my energie spandeer aan kwaad wees vir die taxi wat voor my ingesny het of vir die persoon voor my wat op hulle selfoon sit terwyl hulle ry, of kan ek sê hoor iemand, there's bigger fish to fry. Is daar ander goed wat ek eerder my tyd en energie en krag kan aanspandeer as wat ek hier aan gaan vasklou. Ja. En dit is dan min of meer eintlik soos om in 'n kaktus vas te klou, want jy maak jouself net meer seer en self meer opgewerk in hierdie proses as wat jy dit aan ander doen. Hulle sit in hulle kar, hulle weet nie belangrik is jy nie. Ja, so, die taxi wat jy nou net afgesny het, gaan nie 2 keer dink oor jy wat nou kwaad is vir hom. Nee, hulle gaan nie. Nee, hulle gaan nie. Ek het so, waar dit my wel gevang het, so my seentjie het 'n rukkie terug, moes ek hom jaag hospitaal toe. En dit is natuurlik spitsverkeer. En ons is op pad Unitas toe en ek moet 'n ompad ry verby Outsurance gebou. En die persoon voor my ry 40. En ek het my hazards aan en ek toet vir die persoon en hulle hou aan, maar hulle gooi vir my die vinger ook. Ja. Net soos, dude, it's not about you right now. Ek is in 'n noodgeval. Ja. Ek moet my so, ja, wat help jou punt? Wat jy nou probeer bewys, of wat help jou passiewe aggressiwiteit in hierdie oomblik, terwyl my kind kan doodgaan. Ja. Maar daarom is hy fyn. Ja, ek wil net vra. Hy was fyn na die tyd gewees. Hy het medisyne gedrink wat hy nie moes drink nie. En toe daarom nie baie daarvan gedrink nie. Gelukkig was dit slegte medisyne. So ek het nie daarvan gedrink baie nie. En as sy gesiggie was toe daarna vol van hierdie activated charcoal. By die dokter. So dit was very entertaining. Maar ek's bly is okay. Ja, hy's daarom fyn. Ek's baie bly is okay. Ja, nee, hulle hou vir mense op jou tone. Yes. Ek kan dink. So kom ons praat gou oor Sondag. Waarna sien jy uit vir Sondag se diens? Ek dink soos ek genoem het aan die begin, net om mee te begin, sien ek baie uit om eintlik daar net te preek. Om daai voorreg te hê, want dit voel vir my baie amper half full circle. Yes. As ek dit so kan sê, vir my persoonlike reis in die kerk. Ja, hoe spesiaal is dit om jou hier so te hê? Dit is my verskriklik cool. Ek love dit. Baie dankie dat julle my genooi het. Dankie dat jy bereid is. Dit is wonderlik. Ja. En dan ook sien ek uit toe ek nou die preek geskryf het. Soos ek ook nou op 'n stadium vir jou vertel het ek baie gesukkel met die teks. Dit is so 'n kort stukkie, maar dit is tog eintlik Daar's so ryk geskiedenis hier agter, nee. En dis maar die hele Bybel eintlik, daar's boeke geskryf oor verse. Ja. En ek dink ek goed met die opname wat ek dalk kan sê is
en jy weet hoeveel huiswerk daar agter aangegaan het en sulke tipe goed en selfs in die opneem nou wat eintlik 'n lekker proses was. Dit was vir my so nice back and forth tipe ding, maar ook veral vir die tipe gehoor wat dit is, wat jy moes sny in die proses. Want dis 'n totaal ander platform om op YouTube op te neem as wat jy preek in 'n erediens. Jy kan baie meer detail in 'n erediens gee as wat jy kan doen in 'n YouTube preek. Dis half amper so fyn lyn tussen 'n hostage situation en 'n ding, maar in 'n preek, maar so daar's regtig baie substance wat jy ongelukkig op die cutting board moes los in die proses. Wat so, kom diens toe as jy die volle Stephanie preek, is 'n ervaring wil hê. En ek dink iets wat my nogal frustreer in terme van al die en my liefde vir educating van die Bybel, is dat daar so baie misinformasie is rondom die Bybel. So iets wat ek elke Sondag vooruit sien, is om met mense te kan deel alles wat ek nou geleer het oor hierdie spesifieke teks al die navorsing wat ek nou gedoen het om te weet, okay, ek kan hierdie met mense deel, ek kan vir hulle iets nuuts leer wat hulle dalk nie geweet het nie, en dan natuurlik ook deur die Bybel God na hulle toe te bring. So ek dink dit is waarvoor ek ook uitsien. Dis 'n interessante balans wat 'n mens het aan die een kant om te educate, aan die ander kant om hoop te bring. En om vir mense ervaring van God. God se teenwoordigheid te kan fasiliteer. So we've got an interesting job. Ek dink nie ek ken nog iemand wat met sulke goed werk behalwe ons nie. Ek dink ek het baie respek vir maatskaplike werkers. Nee, ek kan nie dit doen nie, maar ek ook nie. Maar in terme van die Bybel en al sy fasette en geloof en spiritualiteit en mense, ek wil ook ek gaan dit nie verder nie komplimenteer nie, wat sê woord? Kompleks maak nie. Daar's 'n beter woord hiervoor. Maar ek wil dit nie meer kompleks maak nie, maar die ander ding waarmee mense sit is, ander mense het vooraf programmering in terme van hoe hulle kyk na 'n teks. So om ook op 'n mooi sensitiewe manier te educate is 'n baie moeilike taak. Mense moet baie mooi mense woorde kies wanneer jy op die kansel staan. Ek dink op die ou einde is dit en ek kom nogal agter, ek voel ek is sterker in pastoraat as in prediking. Party mense verduur my maar ek dink dit gaan baie keer ook oor hoe mense houding, hoe mense jou ingesteldheid. En ek dink met ons generasie se predikante is dit makliker. Ek dink ons het jy dieselfde generasie? Ek dink jy's 'n millennial. Ek weet nie eintlik nie. Ek dink ek tussen iets 2000. Ek is zillennial. So ek is tussen 'n Gen X en 'n Gen Y. Ek weet nie, ons is daar 83 maar ek dink iets daarvan is dat ons bietjie afstand gedoen het van daai so sê die Here kanselstem tipe besigheid, en dat ons mense is wat ook foute het, mense is wat ook moet vergewe en mense wat bewus is van ons foute. So ons sien verskriklik uit daarna om jou Sondag by ons te hê. Dit gaan wonderlik wees. En dankie vir jou tyd wat jy geneem het om saam met ons hierso te gesels. Enige tyd, dit is my verskriklik lekker geweest. So ons 'n nuwe ervaring ook vir my. Ek het nog nooit 'n podcast gedoen nie. So my eerste een. Eerste een. Hoopelik eerste een van baie. Jy het fantasties gedoen. Dankie. Ons sien uit na Sondag. Dankie Stephanie. Dankie Pieter, ek waardeer. Mooi week vir julle. Sien julle Sondag.